Broeders en susters, ons begin hierdie vergadering in die naam van die Here en ook met sy woord. Ons lees Psalm 33 aan die voor. O regverdiges, jubel in die Here. 'n Loflied betaam die regverdiges. Loof die Here met die siter, psalm sing tot sy eer met die 10 snarige harp. Sing tot sy eer 'n nuwe lied. Speel goed met trompetgeklank. Want die woord van die Here is reg en al sy werk is met trou. Hy het geregtigheid en reg lief. Die aarde is vol van die goeie tierenheid van die Here. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy bære die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees. Want hy het gespreek. En dit staan vas. Hy het gebied en dit staan. Die Here vernietig die raad van die nasies. Hy verydel die gedagtes van die volke. Die raad van die Here bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is. Die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. Die Here kyk van die hemel af, hy sien al die mensekinders. Uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op al hulle werke. 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leer, en 'n held nie gered deur groot krag nie. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goeie tierenheid wag, om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Ons siel wag op die Here. Hy is ons hulp en ons skuld. Want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat u goeie tierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Dit is die woord van die Here. Kom ons bid. Genadige God en hemelse Vader, Here van die leerskare, ons steek ons hande uit in ootmoed as ons vir hierdie dag se verrigtinge op u genade en u goeie tierenheid en u barmhartigheid en u trou wag. Ons steek ons hande uit na u, o hemelse Vader, wat net die beste gawe vir sy kinders wil gee. Ons steek ons hande uit na u, die Vader van ons Here Jesus Christus, in wie se naam ons na u toe kom, in wie se naam ons voor u mag verskyn. Ons bid dat u ons verrigtinge sal seën. Ons bid dat die groot stap wat hier geneem word vandag, dat dit sal wees tot die eer en verheerliking van u heilige naam en die naam van ons Here Jesus Christus. Hy voor wie elke knie eendag sal buig. Ons bid dat u ons sal raak sien in ons ootmoed, in ons afhanklikheid. Ons bid dat u ons sal raak sien in ons verwagting, want u is die getroue verbondsgod, wat nog altyd geld, en wat inderdaad soos ons aanskom sal hoor, nie die werke van u hande laat vaar. Amen. Broeders en afgevaardigdes namens die onderskeie klasse wat hier betrokke is, namens die Gereformeerde Kerk Brits Wes, ons het 'n baie geskiedkundige punt bereik in 'n proses wat nou meer as 4 jaar
geduur het. 'n Proses wat met groot huiwering aangepak is, 'n proses wat dikwels met baie stryd gepaard gegaan het. So dankbaar die Here het ons tot dusver gelei. Wat ek nou aan u gaan voorhou, is die akte van afstigting wat voorberei is deur die Gereformeerde Kerk Brits Wes as hulle laaste amptelike handeling ook ten opsigte van hierdie lidmate in Pretoria. En dit is dan ook die wens en die besluit en die advies van die onderskeie klassisse wat hierby betrokke was, klasses Krokodilrivier en die klasses Pretoria Noord. Klasses Krokodilrivier is vandag hier deur broeder Niek van der Walt verteenwoordig en broeder Schalk Venter, beide van die Gereformeerde Kerk Brits. Die klasses Pretoria Noord is deur die broeders van Gereformeerde Kerk Pretoria Myntjieskop hier verteenwoordig, broeder Ben en broeder Rico, Rico Rogers. Broeder Ben is ook baie lankal as die bekend, is iemand wat al gereeld die woord hier bedien het. Ek hou aan die voor die akte van afstigting en dan gaan ons die broeders vra om dit te teken en daarmee is die amptelike sy van ons verrigtinge hier afgehandel. Daar sal dan die erediens daarna volg. Op sy vergaderings van 17 Oktober en 4 November 2012 het die Gereformeerde Kerk Brits Wes besluit om voort te gaan met die afstigting van die gemeente se lidmate versprei wonend in die omtrek van Pretoria. Dan het ons 'n lidmaatlys hier aangeheg. In die verband met die adviese van die klasses Krokodilrivier van die 7de Augustus hierdie jaar en die gesamentlike vergaderings van klasses Krokodilrivier en klasses Pretoria Noord op die 16de Oktober hierdie jaar in ag geneem word. Ook onderskeie bylaas in hierdie dokument. Vir hierdie doel roep ons die klasses kontrakte op by die gemeentes Gereformeerde Kerk Pretoria Myntjieskop, die Gereformeerde Kerk Brits, verbonde aan bogenoemde klas 6. Om deur middel van afgevaardigdes as getuie te kom dien vir die instelling van die Gereformeerde Kerk Bethel op die 2 Desember 2012 by die volgende adres 31ste Laan 415 Valeria, Pretoria. Die volgende reeds bevestigde broeders sal as kerkraadslede van die Gereformeerde Kerk Bethel dien. Dit is ouderling HFP Kreur, ouderling FA van Deventer, ouderling Nico van der Kruk en ouderling B. Bart van der Berg. Dit is dan die akte van afstigting met al sy bylaas. Ons vra nou die onderskeie broeders om na vore te kom en hierdie dokument te teken wat dan ons verrigtinge hierso sal afsluit.
Broers en susters, kom ons sing saam. Kom ons sing saam uit die Psalm wat ons voorgelees het, Psalm 33, tweede vers, is 'n nuwe sang en lied gebore uit aandre van die skoonste kuns. En dan ook die 11de vers, en God, die God wat ons beveilig, hoe lou ons hart opnuut verblyf. Die tweede en die 11de verse van Psalm 33. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit die werke van sy hande laat vaar. Amen. Liefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing tot sy lof Psalm 118. Psalm 118, die eerste en die 12de verse. Dit is die dag deur God verkore, die feesdag aan hom toegewy. Die eerste en die 12de verse van Psalm 118, en na die geloofsbelijdenis, sonder dat ek dit weer aankondig,
verse 13 en 14. Saam met die kerk van alle eeue bely ons nou soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
wanneer ons nou na die Here se wet luister, soos dit opgeteken is in Eksodus 20, dan aanvaar ons met dankbaarheid dat ons ook uit 'n slawehuis verlos is. Dat ons baie het om die Here voor te dank wat vergifnis van ons sonde betref. Ons antwoord dan ook die Here sy wet deur Psalm 66, die 6de en die 7de vers te sing. Ek sal verlos uit doodsgevare, nou dat ek weer kan asemhaal, my offers bring op u altare en my geloftes u betaal. Die 6de en 7de verse van Psalm 66, nadat ons na die Here se wet geluister het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land en slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God. Dat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende, aan die wat my liefhet, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag, die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, op die 7de dag het hy gerus, daarom die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is.
Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, heilig, 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 roep die serafs u toe, terwyl die some in die heerlikheid die tempel vul. Heilig is u in alles wat u doen. Heilig is u seun. Heilig is die openbaring wat hy aan ons gegee het. En heilig is die Gees van ons Here Jesus Christus, wat nou ook sy kerk lei. Ons aanbid u vir die almag en die krag. Ons aanbid u omdat u hemel en aarde geskaap het, omdat u alles onderhou, omdat u bevel gee aan die winde en hulle gaan haal die wolke oor die see en hulle bring vir ons reën. En u dat u heerlikheid neerdaal oor hierdie aarde. En ons drink dit in en ons kan leef. Ons kom na u toe, Hemelse Vader, met die belydenis eerstens van ons swakheid, van die sonde wat nog steeds aan ons kleef. Dat elkeen van hierdie gebooie wat ons vanoggend hier gehoor het, so op ons van toepassing is. Ons is nie een uitgesluit van die oortreding van al die gebooie. Ons kom na u toe met die belydenis van ons swakheid, dat ons ook nie in staat is om hierdie woord te bring nie, en ons wil dan ook soos Jesaja uitroep, wee my, want ek is 'n onrein man, met onrein lippe en ek woon onder 'n volk, wie se lippe onrein is. Dankie, Hemelse Vader, vir die genade wat ons het in die Here Jesus Christus. Ons dankie dat u in die woord geopenbaar het, in die koel van die altaar, u profeet se lippe aangeraak het, en hy kon sê, hier is ek, Here, stuur my. Ons dankie, Hemelse Vader, deur u wonderlike en groot genade, dat u deur u seun Jesus Christus hier 'n gemeente byeengebring het. Ons dankie dat u hulle oor die afgelope tye gedra het, met soveel geduld, met soveel van u goeie tierenheid wat kom oor geslagte heen, met soveel van u verbondstrou. Dankie daar. Nou bid ons vir die kragtige werking van die Heilige Gees hier in ons midde vandag. En in die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dat hy, ons Here Jesus Christus, deur sy Gees met hierdie gemeente sal wees, vorentoe, en dat hier vandaan 'n woord sal uitgaan, krag, dat hier vandaan 'n lofsang sal uitgaan, krag, om te getuig van die heil wat u vir ons bewerk, in en deur ons Here. Amen. Nadat ons uit die Here se woord uit voorgelees het, sing ons Psalm 68. Psalm 68, die eerste 2 verse daar. Hoog die mense trots mag gaan. Hy sal geen oomblik kan bestaan oor God se alvermoë. Psalm 68, die eerste en die tweede vers na ons skriflesing. En dit kom uit die eerste boek Samuel uit die Ou Testament. 1 Samuel, ons lees hoofstuk 13, 2 gedeeltes daaruit voort en dan 'n gedeelte uit hoofstuk 14 ook. Die geskiedenis van Saul, van Jonathan, die Here se rigter profeet Samuel. Samuel, 1 Samuel 13, vers 1. Saul het 'n jaar geregeer. En toe hy 2 jaar oor Israel geregeer het, het Saul vir hom 3000 man uit Israel uitgesoek. En by Saul was 2000 in Michmas en op die gebergte van Bethel. En 1000 was by Jonathan en Gebea in Benjamin. Maar die oorige manskap het laat gaan, elkeen na sy tent toe.
En Jonatan het die wagpos van die Filistyne verslaan wat in Geba was, en die Filistyne het dit gehoor. Daarop het Saul die ramshoring laat blaas in die hele land om te sê, laat die Hebreërs dit hoor. En die hele Israel het hoor sê, Saul het die wagpos van die Filistyne verslaan, en ook het Israel homself gehaat gemaak aan die Filistyne, soos dan die manskappe opgeroep agter Saul aan na Gilgal. En die Filistyne het bymekaar gekom om teen Israel te veg. 3000 strydwaans en 6000 perderyters en voetgangers soos die sand wat op die seestrand is in 'n menigte. En hulle het opgetrek en laer opgeslaan by Michmas, oos van Bet Aven. Toe die manne van Israel sien dat hulle in nood was, want die volk was in die noute gedruk, het die volk weggekruip in spelonke en in die doringbosse en in die rotse en in die grotte en in die kuile. En die Hebreërs het die Jordaan deurgetrek na die land Gad en Gilead, maar Saul was nog in Gilgal met al die manskappe wat bewende agter hom aangegaan het. Dan vanaf hoofstuk 13 lees ons dan weer vanaf die 16de vers. Terwyl Saul en sy seun Jonatan en die manskappe wat by hulle aanwesig was in Geba en Benjamin bly en die Filistyne by Michmas laer opslaan, het die roofkommando uitgetrek uit die laer van die Filistyne in 3 afdelings. Een deel het weggedraai op pad na Ofra, na die land Soal toe. Die een deel het weggedraai op pad na Bet Horon. En een deel het weggedraai op pad na die grens wat oor die dal Seboim na die woestyn uitkyk. En daar was geen smid te vind in die hele land van Israel nie. Want die Filistyne het gesê, anders kan die Hebreërs swaard op spiese maak. Daarom moes al die Israeliete na die Filistyne afgaan om elkeen sy pleitbreker of sy pik of sy byl of sy ploegskaar skerp te maak. So dikwels as die snykant stomp was aan ploegskare en pikke en 3-kant vikke en byle en om die osprikkels reg te maak. So het dit gekom dat daar in oorlogstyd geen swaard of spies te vind was in die hand van al die manskappe wat by Saul en Jonatan was nie. Maar by Saul en sy seun Jonatan was dit wel te vind. En 'n wagpos van die Filistyne het uitgetrek na die pas van Michmas. En op 'n dag het Jonatan, die seun van Saul, aan die dienaar wat sy wapens dra gesê, kom, ons gaan oor na die wagpos van die Filistyne wat daar oorkant is, maar aan sy vader het hy dit nie te kenne gegee nie. En Saul het gesit op die grens van Gibea onder die granaatboom wat by Migron staan, en die manskappe by hom was omtrent 600 man. En Ahia, die seun van Ahitub, die broer van Ikabod, die seun van Beneas, die seun van Eli, die priester van die Here in Silo, het die skouerkleed gedra. Maar die manskappe het nie geweet dat Jonatan weggegaan het. Nou was daar tussen die passe waar Jonatan sou deurgaan na die wagpos van die Filistyne, 'n spitsrots oorkant en 'n spitsrots diskant, en die naam van die een was Moses en die naam van die ander Senim. Die een spits staan soos 'n pilaar noord teenoor Michmas en die ander een suid teenoor Geba. Jonatan dan het aan die dienaar wat sy wapens dra gesê, kom, ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenis. Miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie. Toe sê sy wapendraer vir hom, doen alles wat in die hart is, maak soos u wil, hier is ek by u, volgens die wens van die hart. Daarop sê Jonatan, kyk, ons sal na die manne toe oorgaan en ons aan hulle vertoon. As hulle vir ons sê, staan stil, totdat ons by julle kom, dan moet ons op ons plek bly staan en nie na hulle opklim nie. Maar, as hulle so sê, kom op na ons toe, dan klim ons op.
want dan het die Here hulle in ons hand gegee, en dit sal vir ons die teken wees. Toe hulle twee hul aan die wagpos van die Filistyne vertoon, sê die Filistyne, kyk, daar kom Hebreërs uit die gate uit waar hulle weggekruip. En die manne van die wagpos het Jonathan en sy wapendraer aangespreek en gesê, klim op na ons toe, dan sal ons julle 'n les leer. Daarop sê Jonathan en sy wapendraer, klim op agter my aan, want die Here het hulle in die hand van Israel gegee. En Jonathan het op sy hande en voete uitgeklim en sy wapendraer agter hom aan, en hulle het voor Jonathan geval, terwyl sy wapendraer agter hom aan van kant maak. Hierdie eerste slag waarin Jonathan en sy wapendraer ongeveer 20 man verslaan het plaasgevind op omtrent die helfte van 'n aanvoorsel van 'n stuk land. Toe kom daar 'n skrik in die laar, in die veld en onder al die manskappe, die wagpos en die roofkommando, hulle het ook geskrik, ja, die land het gebewe, sodat dit 'n skrik van God geword het. Toe die spioene van Saul en Gibea en Benjamin sien, dat die menigte daar verward heen en weer golf, sê Saul aan die manskappe wat by hom was, hou tog 'n monstering en kyk wie van ons al weggegaan het. En by die monstering het geblyk dat Jonathan en sy wapendraer daar nie was nie. Toe sê Saul vir Ahia, bring die ark van God nader, want die ark van God was in die tyd by die kinders van Israel. En terwyl Saul nog met die priesters spreek, en die rumoer wat in die laar van die Filistyne was altyd weer groter word, sê Saul vir die priester, trek jou hand terug. Saul en al die manskappe wat by hom was, is toe saamgeroep, en hulle het by die geveg aangekom, en kyk, die swaard van die een was teen die ander, 'n baie groot verwarring. Selfs die Hebreërs wat die Filistyne soos gister en eergister bygestaan het, wat verspreid met hulle saam die leer opgetrek het, hulle het ook aangesluit by die Israeliete wat saam met Saul en Jonathan was. Al die manne van Israel wat op die gebergte van Efraim weggekruip het, hoor dat die Filistyne vlug, het die hulle ook in die geveg agterna gesit. En die Here het Israel op die dag verlos. Dit is die woord van die Here, ons lees tot sover. Amen.
teksvers is 1 Samuel 14 vers 6. Jonathan se woorde aan sy wapendraer: Kom, ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenis. Miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos. Geliefdes, ons koning en aanvoerder, die Here Jesus Christus. As ons na die Here se weermag in hierdie land kyk, as ons na die gereformeerde kerk in hierdie land kyk, dan kan ons menslik gesproke nie anders as moedeloos te raak. Op elke terrein is ons besig om terug te gaan. Ons skole het ons aan die humaniste afgegee. Ons kinders word nou groot op 'n dieet van humanisme en menseregte, evolusionisme. Ons het toegekyk hoe die Christelike hoër onderwys nou meer as 10 jaar gelede die CAO van die PU afgekap is. Professore en predikante van baie gereformeerde kerke bewe voor die gestewelde feministe. Gestewelde feministe wat besig is om op te marseer na die gereformeerde kansels. Professore en predikante van baie gereformeerde kerke buig voor die evolusie geloof. Die VKSA se gemeentes ontbind teen 'n tempo van bykans 3 per jaar. Die synode wil graag die situasie omkeer. Die synode roep die kerkverband op tot 'n omkeerstrategie, maar om die strategie uit te voer is daar geen toegeruste jeug. Daar's geen opkomende jeug. Jy weet, onder ons embleem in die gereformeerde kerk in Suid-Afrika staan die woorde: die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. En ons glo dat die poorte van die hel nie die kerk van die Here Jesus Christus sal oorweldig nie. Ons weet dit en ons glo dit. Maar jy weet, daar's baie lande in die wêreld waar daar nie meer gereformeerde kerke is. Baie lande waar die kerk opgehou het om te bestaan. Dit maak 'n mens bevrees vir ons kerk in hierdie land. En dit sal sekerlik ook op baie mense sinies maak oor die ontstaan van 'n nuwe gemeente in hierdie tyd. Vir wat nog 'n ou klein gemeentetjie in hierdie tyd, waar soveel ander gemeentes hulle deure moet sluit, ons sê dit hulle ook al hoor sê. En daarom is die woorde van Jonathan vandag vir die gereformeerde kerk Bethel bedoel. Dis vir u bedoel, geliefdes, om julle aan te moedig. Dis vir hierdie gemeente bedoel om u tot die stryd op te wek. Jonathan sê in sy wapendraer: Kom, ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenis. Miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering nie. Geen verhindering om deur baie of deur min te verlos. Die Here kan verlos. Hy kan deur baie verlos, maar hy kan ook deur min verlos. Ons sien in ons skrifgedeelte dat die volk se posisie baie benard is, van die vyand was sterk, baie sterk. Filistyne het bymekaar gekom, 3000 strydwaans, 6000 perderyters en voetgangers soos die sand van die seestrand in 'n menigte. Hulle het opgetrek, hulle het hulle laars opgeslaan, hulle baniere wapper. Ons het dit vroeg in Hoofstuk 13 gelees. En so, broeders en susters, is die slagordes van die kerk, is die slagordes van die duiwel en sy meelopers vandag ook teen die kerk opgestel. Ons het te doen met 'n goed toegeruste, 'n goed bewapende vyand, en hulle is baie. Hierteenoor die ware gelowiges pateties min. Op 'n stadium kon Saul meer as 30.000 man rondskryf. Ons lees dit in hoofstuk 11 van hierdie Samuelboek. In die begin van ons skrifgedeeltes is daar maar 3000 voor. En later, so lees ons nog minder,
baie manne. Daar was maar net 600 man oor. Net 600 man om die hele Israel te verdedig. Die volk was in die noute gedruk. Volk het weggekruip in spelonke, in die doringbosse, die rotse en in die grotte en in die kuile. Die kerk ook nie vandag besig om weg te kruip nie, so onsigbaar as moontlik te probeer wees nie, om stil te bly, veilig agter ons alarmstelsels en veiligheidsheininge, veilig in ons sitkamers met die gordyne toe, onopgemerk daar iewers tussen die bondel. Kerk is daar bang om homself gehaat te maak, net soos dit met Israel gebeur het. En intussen trek die roofkommandos uit die laar van die Filistyne, so het ons gelees, dan die een afdeling, dan die ander afdeling, dan die volgende afdeling, en hulle onderneem strooptogte in die hart van Israel in. So die afdelings van die magte van die duisternis vandag bemaai onder die kerke, hulle roof en hulle stroop skynbaar na hartenis. Hulle stroop deur die seksuele losbandigheid. In baie gevalle het ons vroue en ons dogters al reeds hulle kuisheid verloor. Hulle bedwelm ons lidmate met eindelose sport en vermaak. Dat is die roofkommando van wêreldgelykvormigheid. Die een dwaal en volg ook op die ander. Die Filistyne is heeltemal in staat om dit te doen, so het ons gelees, want hulle het ook die totale beheer oor die wapentuig. Daar was geen smid in die hele land van Israel te vind nie, want die Filistyne het gesê, anders kan die Hebreërs swaard op spiese maak. Die vyand beheer die tegnologie, die vyand beheer die media, die vyand beheer die onderwys, en net Saul en Jonathan onder die Israeliete met oordentlike wapens. Hopelose, desperate situasie. Dis dan geen wonder dat Saul niks anders kon doen as om die belangrikste passe en toegange tot die land te probeer beset nie. Niks anders as om te probeer om in stand te hou dit wat nog van die verbondsvolk oorgebly het. 'n volskaalse aanval op die vyand, van daarvan was daar geen sprake nie. Saul het gesit op die grens van Gibea onder die granaatboom wat by Migron staan, en die manskappe by hom was omtrent 600 man. 'n hopelose, desperate situasie. Dis onder hierdie omstandighede dat Jonathan uit die kamp verdwyn. Jonathan onderneem 'n roekelose missie sonder magtiging, sonder om behoorlik na te dink, 'n vermetele onderneming sonder oorleg. So wil dit vir ons lyk. Hy en sy wapendraer, en as ons na die Hebreëse teks kyk, dan maak ons die afleiding dat hierdie wapendraer 'n seun moes gewees het, 'n jong penkop. Jonathan en die penkop gaan op 'n roekelose missie, 'n vermetele onderneming. En tog sien ons die gees van die Here hier aan die werk. Jonathan en sy wapendraer is nie so alleen soos wat dit vir ons lyk. Miskien werk Jonathan met 'n ander teks, 'n teks wat sy vader al lankal dalk vergeet het. Dalk werk Jonathan met die beloftes van die Here waaraan sy pa nie meer werklik glo nie. Kom, ons gaan oor na die wagpos van die onbesnede, sê Jonathan vir die seun. Kom, hulle is heidene. Hulle dra nie die teken van die verbond nie. Hulle is nie onder die beskerming van die verbondsgod nie. Kom, ons vat die onbesnedenis aan. Miskien sal die Here vir ons optree. As die Here wil, dan sal hy vir ons optree. Hoekom sal die Here vir hulle optree, broeders en susters? Hoekom? Want die Here het sy steun aan Saul en die Israeliete beloof. Ons lees dit in hoofstuk 9. Saul sal die Here se volk verlos uit die hand van die Filistyne. Miskien daarom sal die Here vir hulle optree. Miskien sal hy optree want die land van die Filistyne is aan Israel beloof. Ons lees dit in Josua 13. Miskien sal die Here vir hulle optree
want die Here sal aan sy volk reg verskaf, as ons Deuteronomium 32 lees, en hy sal medelee hê met sy knegte, as hy sien dat hulle vashou plek weg is, en dat hulle almal sonder uitsondering gedaan is. En buitendien, by die Here is daar geen verandering om deur baie of deur min te verlos. Ja, inderdaad. Psalm 147 sê mos die Here het geen behaag in die krag van die perd, geen welgevalle in die bene van die man nie. Die Here het 'n welgevalle in die wat hom vrees, en die wat op sy goeie tierenheid hoop. Jonathan tree op, sonder die toestemming van sy buitelende vader onder die granaatboom. Saul en sy bewende 600 hoef nie hiervan te weet nie. Jonathan en sy wapendraer sal die een kraans af en teen die ander kraans op en af verby die spitsrotse Booses en sene. Volgens die Hebreëse teks beteken die een glibberig, die ander een doringagtig. Jonathan en die penkop bestyg die gladde en die doringagtige styfs. Hulle doen dit in die naam van die Here. Hulle doen dit nie sonder die Here se woord nie. Hulle doen dit ook nie sonder die Here se beloftes. Hulle doen dit ook nie sonder 'n teken van die Here nie. Soos die rigter Gideon van ouds, soek Jonathan ook 'n teken. Nou weet ons dat beide Gideon en Jonathan in die tyd van die onvoltooide openbaring gelewe het, voor die tyd dat die gelowiges die Bybel gehad het, die soos ons vandag die hele woord van God het om ons lewens daarvolgens te rig nie. Ons hoef dus nou nie meer tekens te soek nie. Hoe dit ook al sê, Jonathan en sy wapendraer soek hulle aanwysings by die Here. En daarom kan ons sê dat die gees wat hulle dryf, is nie 'n gees van waghalsigheid of roekeloosheid nie, maar dit is die Here se gees. Dit is die gees van die Here wat Jonathan in staat stel om die wagpos te verower, om 20 man buite aksie te stel. Dis ook die gees van die Here wat toe 'n skrik in die vyand se laar teweegbring, 'n skrik van God om ons skrifgedeelte dit. Dit word 'n rumoer in die vyand se kamp, en dit word al groter. Die swaard van die een was teen die ander 'n baie groot verwarring. Die Filistynse roofkomando word toe 'n vlugkomando. Nie deur krag of geweld nie, lees ons in Sagaria 4 vers 6. Nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die Heerskappe. Ons stryd vandag nog steeds 'n stryd, geliefdes, die bede. Nie teen vlees en bloed nie, sê die apostel Paulus aan die Efesiërs, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op. Staan dan vas. Julle lende nou met die waarheid omgord. Neem die skild van die geloof op. Neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. In die Korintiërs skryf hy weer, ons wapens in die stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God. Kragtig om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word deur die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Kom, ons gaan oor na die wagpos van die onbestededes. En so spoor die Here vir hulle, vir julle, vir ons vandag aan. Die Here wil hê dat ons dit sal waag, dat ons dit in sy naam sal waag. Dit sal waag soos Petrus en Johannes dit in die naam van die Here Jesus Christus voor die Joodse raad gewaag het, en soos Paulus en Silas dit in die hart van die Romeinse ryk gewaag het. Jy sal nie noodwendig leiding van die kerkleiers ontvang nie.
Die dae dat jy net op dominees en professore kan staatmaak is verby. Baie van ons dominees sit onder die granaatbome, ek is jammer om dit te sê. Mag die Here gee, dat daar weer 'n nuwe geslag reformeerders na vore kom. Nie met die vrugtelose vernuwing wat baie kerke op die oomblik najaag nie. In baie gevalle is daardie vernuwing net die dood in die pot. Mag die Here gee dat daar weer 'n nuwe geslag Jonathans en hulle wapendraers na vore kom, manne en vroue, jong manne en jong vroue, jong van gees ook. Ons leef ons nou in die bedeling van die Heilige Gees en ons lees dit in Handelinge 2. God se Gees is uitgestort op alle vlees, mag ons seuns en ons dogters begin profeteer. So Petrus dit op die Pinksterdag gestel. En mag ons seuns en ons dogters op hulle weer begin waag om kinders te kry, dit weer begin waag om daardie kinders sonder enige kompromie Christelike onderwys te gee, mag hulle dit waag om self weer die Bybel te begin te bestudeer, mag hulle dit waag om weer die parel van die gereformeerde leer hoog te hys. Mag hulle dit waag om die rig te draai op wêreldgelykvormigheid, om die swaard van die woord te trek op die onvrugbare werke van die duisternis in ons midde. Mag hulle dit waag om daardie werke in die naam van ons aanvoerder Jesus Christus te bestraf. Mag hulle dit waag, al is hulle miskien net 1 of 2. Mag hulle dit waag om uit die gate en die spelonke te voorskyn te tree. Kom, ons gaan oor na die wagpos van die onbesnedenis. Miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verandering. Geen verandering. Nie weer baie of weer min verlos. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, so dankbaar ons kan U aanspreek as ons hemelse Vader, en ons het die wete dat U ons vashou in U Vaderhand. Ons het ook die wete dat U in die hemel woon en ons is op aarde. Ons bid dat U naam geheilig sal word. Ons bid hemelse Vader ook dat ons Here Jesus Christus se naam geheilig sal word. Soos ons voorheen gevra het, so bid ons dit ook nou, dat sy naam geheilig word, want U het hom 'n naam gegee wat bo alle name is, en voor hom sal elke knie buig hier op aarde. Ons bid dat U koninkryk mag kom. Ons bid eerstens dat dit in ons eie lewens sal plaasvind. Ons bid eerstens dat U hier in ons eie bose harte vernuwing sal bring, dat U deur daarso die Heilige Gees sal dit werk, sodat daar by ons heiligmaking sal plaasvind. Dat ons in U naam mag optree. Dat ons in die kerke van die Here Jesus Christus mag optree vir die koninkryk van ons Here Jesus Christus. Ons bid dat U wil wat tans volmaak geskied in die hemel, dat dit ook hier op aarde volmaak sal word. Alle teespraak, alle opstand, dat dit alles verwyder sal word. En dan bid ons in besonder vandag vir hierdie nuwe gemeente, dat U vir hulle daaglikse brood sal gee, dat U vir hulle middele sal gee, dit wat hulle nodig het om van te leef, elke lidmaat, die gemeente self, al die gemeentes van ons kerkverband, oral waar U naam en gees en waarheid gebring word, dit bid ons dat U daar die lewensmiddele daar sal gee. Dit wat ons nodig het, U beskik daaroor. Dan vra ons Hemelse Vader dat U ons sondes sal vergewe. Want ons is self so onvolkome. Ons het soveel opstand nog steeds in ons, soveel ongehoorsaamheid. Dat U dit sal vergewe en dat U ook in ons harte soveel liefde vir ons naaste sal kweek, dat ons hulle ook deur die oë van Christus sal aansien, dat ons hulle ook sal vergewe. En dan
met hierdie geweldige aanslag teen die kerk van ons Here Jesus Christus, en bid ons Hemelse Vader, dat U ons sal verlos van die bose. Dat U naam verheerlik sal word, naam van ons Here Jesus Christus oor die ganse aarde, want aan U behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ons sing dan ten slotte weer Psalm 68, die 9de en die 12de vers. Die 9de en die 12de vers. Die kleinste, Benjamin is daar, vervolgens Balkeer en Juda skaar met al die leeuwestryders, tot Zebulon en Naphtali, wat vir geen vyand sidder nie, van ouds die volksbevryders. Die 9de en die 12de vers van Psalm 68. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostvolle en kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy met u almal. Amen. Dankie vir die preek,
Gemeente, broeders en susters, ek wil graag aan die 3 tekste voorhou wat hiermee saamhang. Genesis 24 staan die wonderlike woord, waar die Here dan ook vir sy gemeente 'n geleentheid gee om ruimte te skep. Daar staan die wonderlike woord uit die gedeelte waar die Here dan sê, en daar was die put waar daar nie by twis was nie. Dit is wat ons lees in die woord, en die plek se naam was Rehoboth, want daar was ruimte geskep. En mag dit dan die woord wees wat u ter harte neem, dat dan ook vir die gereformeerde kerk Bethel ruimte geskep word. Oor 'n hele aantal jaar was daar broeders wat by die klasse teenwoordig was, en daar was 'n lang tyd van voorbereiding vir hierdie dag. En dit is vir ons 'n vreugde dat die Here ruimte skep vir hierdie gemeente. Daarmee saam, wat daar staan, die wonderlike woord wat jy in die boodskap opgenoem het in Samuel, as 'n mens sy 2 paar hoofstukke voor dit ook hierdie wonderlike woord lees van Ebenezer tot hiertoe, en die Here ons gehelp. Maar die basis van daardie hulp was 'n suiglam wat hulle onverdeeld aan die Here geoffer het voordat hulle, kan ons van 'n afsluiting by wat hulle in die boodskap gesê het, voordat hulle die wagpos van die ondersneetes ingegaan het, het hulle eers 'n offer gebring, 'n offer van die nuwe lewe, die suiglam, en dit aan die Here geoffer. En dan staan daar, hulle het hulle voor die Here gemoedig en water geskep as 'n deel van hulle ontledigde gemoed. En dan agter die Here aan kon hulle die Filistyne tegemoet gaan. En dan 'n laaste teks, dit is daar in die Nuwe Testament, in Lukas, waar die Here sê, slaan hand in die ploeg en moenie agtertoe kyk nie. 3 kerngedagtes. Dink terug, met dankbaarheid aan die pad wat die Here vir u gelei, maar kyk dan vorentoe, maar kyk bovenal vorentoe. Ons is dankbaar vir die gereformeerde kerk Bethel. My persoonlike standpunt was baie sterk geweest dat hulle deel word en bly van hierdie klasses, maar dat hulle 'n selfstandige gemeente mag wees. Mag die Here u besonderlik seën. Ons gee die broedergroete van die klasses Krokodilrivier aan die deur en vertrou dat ons 'n hartlike samewerking sal hê. Dit is so. Kom ons wees maar eerlik. Daar is in ons gereformeerde kerke verskeie gedagtes en strome. Maar kom ons gaan hand in die ploeg sit en mag ons met geloof en met oortuiging van die gereformeerde waarheid ook die toekoms tegemoet gaan. Want die Here tel nie, hy weeg. Dankie. Dankie vir die geleentheid. Ek wil ook gedeelte uit die skrif uit gebruik as basis vir my boodskap, die Rachel boodskap, die boodskap aan nie, en dit sal ook met 22, die derde vers lied van Dawid is, en gaan oor die groep aan Jerusalem, die vreugde, die stad van die Here. Dus ons spesifiek enkele gedagte daarby, dat die vreugde eintlik reg gerig moet wees, reg gefokus moet wees. Dat nie moet gaan, nie moet vaststeek, oor vreugde oor die kerk, gaan oor die Here van die kerk.
dit ook vir die pad vorentoe, dat ons dit altyd sal onthou, leerende. Dat die fokus gerig bly op die Here. Want as die fokus daar is, dan sal die vreugde en die toewyding, die ywer, nie ontbreek. Vir die Here Kerk Bethel, die gelowiges wat die Here hier saamkom, die seën toegebid, die pad vorentoe, vir die amptelaars en die solder, wat hy dit doen, ja, ek wil ook wat die seën van die Here sal ervaar, waarom dat. Enkele afkondigings en voordat we daarna het vanaf die bedankings. Die eredienst vanaand vind plaas om 1900 uur. Dan sal ons ook die sakrament van die Heilige Nagmaal gee. Die Frans Smit sal die dienst behandel. Die collectus is die sakkie vir die dienst van barmhartigheid. Die kwestie vir die standhouding van die eredienst. Die kellers oefend is gevoerd. Dat is een merwe en waar van die berg. Dan wil ek graag van die geleentheid gebruik maak om enkele bedankings te doen. Ek dink heel eerste die kerke klassies word alle 4 dood. Dit is een redelike lang proces gewees, waar 7 klassies vergadering vir plaasgevind het. Waarvan ons daar 2 keer veroorsaak het, dat die klassies in reces gegaan het. Daar is ook verskeie commissies aangestel wat verskeie kere by mekaar moes kom want hy dit die taak gedien het. So daar is baie bevolking wat plaasgevind het en ook tyd, die universiteit wat plaasgevind het. Ons dank, ons vrouwelijk die broeders wat dan die woordig ook moet dank van hulle klases sal oordra aan die gemeente vir ons omgekom het wat hier regtig. Dan was daar ook predikante in die tyd wat ons besonder baie gestaan het ook die woord ons ontbring het getrouw elke sondag. Dit is ons groot dankbaar van hulle ook ons raad gegee rondom die kerkelijke strijd rondom selfstandighede. Ek wil nie name noem nie, ons het nie allemaal genooi, die broeders wat ons aangestaan het, is nie vandag teenwoordig, ons het gewaardig. En wil ek ook een besondere woord vandaan van die Woensdag terug, wat toegesien het, dat alles ordelijk verwacht. Ons het maar een paar wedstrijdwekers waarschijnlijk tussen ons en as het nie vir hom was, en sy ons waarschijnlijk ook al moet opgegeer. Die kerkelijke strijd, maar hy het weergaans wat al verwijs in die oorlijke pad wat een goed van orde vir ons doorgaan het. Hy het ons ook vermoedig in die strijd, maar ook vermaan wat hier, en dan behalve in die strijd, vind ek ons is om een groot dank verskuldig dat hy die woord elke sondag ons getrouw kon bedien het en dat hy so pastoraal bedien het met die woord van die Here. Dis sonder gaves wat die Here vir hom gegee het, dat ons ook dan die genade van God kan sien. Dan wil ons ook graag die sisters bedank wat vir die geleentheid gereel het, is onder een moeite gedoen het so. Baie dankie daarvoor. Dan dink ek ons met ons gereformeerde kerk Bethel en ons familie bedank ook vir die tyd wat hulle ons ondersteun het deur die tyd en geduldig en loyaal en getrou as lidmaat is gebly ook in die aanslagte wat ons getref het om die vader te bly en dan ook vir ons kinders die dit wat voortgaan en hulle ook te kyk in die rug en die vrees op in die rug. Dan moet ons allemaal wat die teenwoordig vandag bedank. Maar dan die slotte en dank aan ons hemelse Vader dat ons geroep het en elkeen individueel maar ook gemeenskaplike gemeente as profeet, priester en koning te getuig en te kan leef vanuit die genade van ons opgestaane Here Jesus Christus. Hy wat ons hoogste profeet
ons enigste hoofpriester en ons ewige koning is. Mag God ons elkeen in ons gemeente genade gee om hierdie geweldige roeping en taak op alle terreine van die lewe te kan uitvoer. Uit hom, deur hom en tot hom op alle terreine. Ons dan die slotte ons wil die versoek dat die broeders en afgevaardig is nie van die plaas om die loopbaan met ons verkeerde van die historische moment en dan hierna gaan ons dan als eerste ons voorbereid en dan wil ek ook nie vraag dat dit een leerling van eerste ons tafel gebied is. Laat ons bid. Here almagtige God, U wat alles geskape het en nog hierdie wonderlike krag onderhou en die volk Israel in die woestyn gespysig het. Strik U seën uit voor ons, die arme dienaar, en heilig vir ons die gawes wat ons vanmiddag uit U milde hand ontvang, sodat ons dit waarlik en heilig volgens U goeie wil gebruik, en daardeur erken dat U ons Vader en die oorsprong van alle goeie dinge is. Gee ook dat ons altyd en voor alles soek die geestelike brood van U woord, waarmee ons siele gespysig word vir die ewige lewe, wat U vir ons berei het deur die heilige bloed van U liewe Seun, onze Here Jesus Christus. Amen.